Kan julle my hoor? Dankie Dominee. Ek sien hier so 'n hele paar rugby spelers by, so ek sal net weer sê want ek weet hoe werk dit. My naam is Daniel Vermeulen. Ek is 48 jaar oud en vir 24 jaar van die 48 is ek al 'n parapleeg. Ek is die jongste van 4 kinders. Ek is baie lief vir my familie en ek dink ek het die beste ouers in die wêreld. Ek wil dit net nou sê want dit mag laterand nie so klink nie, maar en ek is getroud met my Vossaar meisiekind al vir 25 jaar. Voor ons begin wil ek net, want my hele lewe is gebaseer op hierdie versie. En dis in 2 Korintiërs 12 vers 9 en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Toe Dominee nou vir my bel, dit was die 23 April, en toe sê ek vir my, ek het nou al lang gewag vir die oproep, so dit was nou nie 'n verrassing nie, dit was eintlik soos okay, hier gaat ons. En die 24ste toe, ek het nog die papiertjie hier by my, toe sit ek, toe begin ek redeneer met die Here, en ek sê vir hom, ek kan mos nie my storie vertel nie, want dit is 'n moeilike storie, en dit is, hang mos in jou vel was goed vir almal om te sien nie. En die Here sê vir my, maar, en ek vra vir my, waar begin jy die storie vertel? Hy sê vir my, jy begin by die begin. Ek sê toe vir my, moet ek alles vertel? Want waar begin hy nou, wat los jy uit, wat? Hy sê vir my, jy vertel alles, jy vertel die waarheid. En toe los ek het nou maar eers weer in die 30ste Julie, toe sê ek vir hom weer, Here, ek kan nie hierdie storie vertel nie. Hierdie gaan nie maklik wees nie. Hy sê vir my, dit is nie jou storie nie, dit is my storie. En daar het ek toe nie maar die argument gelos. So, ek gaan by die begin. Voor ek begin wil ek net gou 'n ding lees. Dit gaan miskien nie nou sin maak nie, maar dit gaan later 100% sin maak. If you can't be a good example, then you will just have to be a horrible warning. So, ek hoop vandag is ek 'n goeie waarskuwing vir jou, dat jy sekere goed nie moet doen in jou lewe nie. My laerskooljare het ons as familie verskriklik geswerf. Ons het in 1970s ou SVA getrek, Stellenbosch toe, Stellenbosch, Montetjie, Vredendal, Tsumeb, Windhoek, waar ons op eindig het. Toe ons op Montetjie gebly het my pa geboer, en dinge het skeef geloop, en ons het alles verloor. Ons moes toe trek na die dorp toe, waar mense toe vir ons dan huise goed gegee het. Maar kinders, as jy klein is, en jy is die arm kind, kinders kan verskriklik wreed wees. Ek dink as ek reg kan onthou, ek het probeer tel, maar ek dink in my laerskoolloopbaan is ek na 3 kinderpartytjies toe genooi.
ek was maar altyd die odd een uit, en ek het ongelooflike swak selfbeeld ontwikkel, en ek was verskriklik skaam. Want as jy die arm kind in die klas is, dan is jy vuil, dom, en jy kom sommer net van bad genes af. Punt klaar. Ons het eventually geëindig, toe ek so 14 jaar oud was in Windhoek, en dinge het finansiëel baie beter moet ons begin gaan, en maar omdat ek deur hierdie goed deur is, ek onthou in 14, ons het nou aan Spencerstraat in Akademia gebly, het ek so, elke aand voor ek aan die slaap raak, en sê ek vir myself, weet wat, jy gaan iets wees eendag, mense gaan weet wie jy is, jy gaan geld hê, jy gaan 'n mooi bakkie ry, en jy gaan 'n mooi vrou hê. Ek het my lewe, van kleintyd af, het ek myself geprogrammeer, dis die goed wat ek wil hê in die lewe. Die Here was nie gefeature nie, ek het hom ook nie gevra om my te help nie, ek gaan sorg vir die goed. Ek was nie 'n baie goeie rugby speler gewees nie. My broer was, hy het op skool letterlik alles bereik wat jy kan bereik. SA skole rugby, SA skole cricket, WP atleet. Ek het nog maar hier by Akademia gespeel, en ek sal nooit die dag vergeet nie, my pa sit daar so, ek weet nie waar hy nog kan onthou nie, maar my ma het hom opgesteek en gesê, want jy moet die kind ook help, want jy die ander ene gehelp, maar hy het vreeslik baie talent gehad, ek het nog nie so baie gehad, ek was so lekker pokkeltjie, en ek lê eendag op die bank en ek eet chips en kyk TV, en hy kom staan so hier langs my, en hy sê vir my ma het gesê, jou ma het gesê, ek moet jou help, met jou rugby. En ek is so half geskok, waar kom hierdie vandaan? Maar hy sê toe vir my, daar is net een reël. Die dag as jy klaar, of as jy nie wil oefen nie, dan los ek jou. En toe het hy my gevat en hy het my begin drill, en ek het toe begin beter rugby speel, net eenvoudig omdat ek harder gewerk het as die ander. En dinge het toe so gebeur dat ek het Namibia skole gespeel, na die tyd Namibia begin speel. En die ironie is, in 1995 toer Namibia in Noord-Kaap en ons speel teen Griekwas. Maar hulle het vir ons daai dag, ja, dat vir ons gemors. En ek onthou ons kry 'n skram, maar hulle kry 'n skram 50 van ons doellyn af, en die skeieregter kom sê, hoorie, gaan julle omgee as ons hierdie skram net so bietjie skuif hierdie kant toe, want ons is by die paale. En ons hakker op baie tyd, Stefan Smit sê vir hom, meneer, jy kan nie hierdie skram skuif nie. Hierdie paal hier agter is die enigste ding wat gaan keer dat hierdie ouens se oorstoot 3 gaan kry. So, jy kan nie die ding skuif nie, ons bly net hier so. Ons is op 'n stadium 75-0 agter, en die ref kom na ons toe en hy vra vir ons of ons sal omgee as hy die game maar 5 minute voor die tyd gaan stop. En Stefan Smit sê vir meneer, weet jy hoe ver het ons gery vir die game? Ons gaan hom klaar speel. So, en ek sal nooit vergeet, toe ons die game klaar gespeel het, ons het klaar aangetrek, en ons moet weer terugry, en ek het daar gestaan, daai tyd het hulle dit genoem, Hoffie Park, en ek het so gestaan en gekyk, en ek het vir myself gesê, ja, ek sal eendag graag hier wil speel, want iets daar het my net getrigger. En in Februarie 1998 kom speel Griekwas 2 friendly games hier in Namibia, en 10 dae later bied André Markgraaf my 'n kontrak aan, en ek eindig in Kimberley by Griekwas. Ek het die ongelooflikste herinneringe van my tyd by Griekwas. Daai jaar speel ons in die eerste Vodacom beker, wat daar ooit was, speel ons toe in, en ons speel in die finaal, en ons wen vir Transvaal 57-0. En in daai tyd het Springbokke het gespeel in die Vodacom beker. En al wat ek jou kan sê is, dit was een massiewe partytjie na die tyd. Ons het daai jaar die Currie-beker semifinaal gespeel, die volgende jaar het ek vir die Super Rugby gespeel, einde 99 het ek 'n kontrak gekry in Frankryk, en ek het top 14 en ek het Heineken beker gespeel. Ek het die voorreg gehad om teen van die beste spelers in die wêreld te speel. Ek het teen my Franse heroes, Frank Tonnerre, het ek gespeel, en alles binne 3 jaar. Sekere ouens kry daai voorreg na 5, 6, 7 jaar, en alles is ingepas in 3 jaar. En die goed wat ek oorgedroom het, ek het mense het geweet wie ek is.
Ek was in koerante gewees, ek was in 'n tydskrif gewees. Mense het my handtekening gevra. Daai ding roem afgetik gekry. Die geld het begin inkom in my laaste jaar, het ek begin geld maak. So die geld ding het inkom. Ek het vir my flippend mooi Isuzu bakkie gekoop. Bakkie was daar. Getrou met die mooiste vrou. Alles afgetik. Ek het alles bereik. Ek het alles bereik. Ja, die Here was nog nie daar gewees nie. So in 2000 Herman wat hier saam was, het nog saam afgery, kry ons 'n naweek af by Griek was, wat bitter min is. Ek besluit, ons ry Windhoek toe, want ek het hierdie droom gehad, ek wil 'n wildboerdery begin, en daar was die eerste groot wildveiling in Namibië was in daai Augustus gewees. En ons ry Windhoek toe. Ek het my vrou afgelaai by haar ouers in Windhoek, en die volgende oggend ek na my ouers op die plaas toe gery, en ons het daai Vrydag het ons na die veiling toe gery. Ons ry daai Vrydag terug plaas toe, 18 Augustus 2005 ek weet, en ek het op die kar se horlosie gekyk, net voor die band gebars het. Bandbars, verloor by jou by die kar, gooi die kar om, en iewers daarna word ek wakker. Ek word wakker en ek lê in die pad, en ek onthou my ma het langs my gesit, en sy het verskriklik gehuil, en sy het vir my gesê, jy moet net stil hê, jy het verskriklik seer gekry. En ek weet net my ma en pa het verskriklik gehuil. En ek lê daar, en ek sê op 'n stadium vir my ma, hier's fout. Ek kan nie my bene voel nie, iets is nie reg nie. En sy sê net vir my, lê net stil. En so rukkie later, dit het soos 'n mis oor my gekom. Ek het gevoel hoe alles binne my koud raak. Ek kon voel my hande het verskriklik koud geraak, my gesig, maar ek het gevoel hoe letterlik alles binne my liggaam word afgesit. En ek sê vir my ma, ek is besig om dood te gaan. En my ma het net vir my gesê, byt net vas. En ek het dit net klaar gesê, toe land met rescue se vliegtuig. En die paramedics kom en hulle stabiliseer my en ons vlieg Windhoek toe. En ons kom daar, maar alles is soos in 'n droom. Hierdie is 'n droom, hierdie is nie werklikheid nie. Hulle sê vir my daar in Windhoek, jy's verlam, maar ek is net soos dis 'n droom, ek gaan nou wakker word. So die goed sink hier regtig waar in, en hulle Markgraaf vlieg af Windhoek toe, en hy sê net, jy gaan nie hier bly nie, en hy begin goed reël. En hy kry my in by 'n rehabilitasie spinale eenheid in Kaapstad, en hy reël alles. Ek vlieg met 'n kommersiële vliegtuig, hulle haal seats uit, en hulle sit 'n bed in, en hulle vlieg my Windhoek toe, Kaap toe. En daar ontmoet ek die amazingste dokter. Sy dokter, sy naam is Ed Balbergen. Hy was die hoof van die spinale eenheid. En hy het so 'n kalme manier kom staan gehad, en hy kom staan so by my bed, en Wendy was by gewees, en hy sê vir my, Dani, ons het nou MRI's gekyk, ons het jou plate gekyk. Jy het jou rug gebreek, jy sit die 11-12 onvolledig gebreek, want 'n stukkie van jou wervel het afgechip en binne in jou koord ingesteek. So jou koord het skade gekry. Om dit mooi te verduidelik, as jy vat 'n stuk tou en jy vat 'n skêr en jy knip hom met in die helfte. Dis fisies wat met my gebeur het. Mense raak vreeslik opgewonde as hulle hoor hulle het 'n onvolledige gebreek. Ek kan vir jou sê uit ondervinding uit, jy moet nie te opgewonde raak nie, want jy het pyn na die tyd, want jy kan goed voel. En daar is my droom gaan, alles. Ek het nie meer 'n werkie, roem is gone. As jy nie werk het, jy nie meer 'n salaris nie, geld weg. My mooi Isuzu bakkie moes ek verkoop, en kan die ding nie ry nie. Al wat ek oor het is my vrou. Here, baie stadium nog nie vreeslik gefeature nie, want kyk, ons bid mos net as ons reg diep in die stront is. Ja, bid jy. Maar dit beteken nie veel nie. Maar anyway, dit help blykbaar. So daar's alles gone. Alles wat ek nagejaag het. En my vrou sit daar, my pa sit daar. Jy kan vir hulle vra, hoeveel ure het ek geoefen? En as jy wil professioneel speel, maar jy vrek hard om uit te kom, maar as jy daar uitkom, moet jy nog harder oefen om daar te bly. Want dis 'n baie wrede bedryf. Alles gaan oor performance. As jy nie perform nie, jy het 'n probleem. Jy sal eendag by die oefening opdaag en sien jy,
Maar hier is nou 'n paar ander voor. Dit het letterlik gebeur eendag. Ons het 'n game gespeel teen die Boland en ons verloor hom. En ons het 'n video sessie gehad en hy ander in Bagraf jag, almal uitbehuil, net die tyd 5 oor. Heer, en hy sê vir ons sleg. Toe ons uitstap, toe sien ons maar of ek op 'n stadium is ek by die regte veld, want hier's nou so baie ouens wat ek ken nie. Toe kom ek agter, hy het begin bel en hy het 'n klomp ouens genooi. Almal voorrye wat aspirasies het om professioneel te speel. Toe reël hy 'n skram sessie. Hele oefening, so het net geskram. En kort reël hy die nuwe ouens in, want hy het hulle 'n kontrak beloof. Hy het wil sê as jy hierdie ouens se kop in hulle holle kan druk, moet ek jou 'n kontrak aan. So ons letterlik daai dag het ons geveg vir oorlewing. Maar anyway, dit is hoe hy geopereer het. En ek dink in die lewe, besigheidsmanne is maar dieselfde. Ons werk ons gat af, ons jag goed na. Sit ure in. En toe begin, ek wil net hierdie stukkie lees. As sekere goed wat 'n ou bybly. Psalm 121 wat sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Een of ander rede het ek daai stukkie raak gelees en ek het hom onthou. Ek was 4 maande in die hospitaal. Want ek moes leer hoe om in 'n rolstoel te kom. Hoe om van 'n rolstoel op 'n toilet te kom. Hoe om myself aan te trek. Doen jouself die guns, gaan lê op jou bed, sit jou onderlyf af en traai jou broek en 'n onderbroek aantrek. En as jy dit reg gekry, dan klim jy op 'n toilet en dan traai jy dit weer. Ek moes leer om in 'n bad te klim. Ek moes leer om uit 'n bad uit te klim. Ek moes leer om in 'n kar te klim. Hoe klim jy uit? Want dit is 2 verskillende aksies. Hoe laai jy jou rolstoel in die kar? Ek moes dit alles leer, basies van vooraf, hoe om vir myself te sorg. En ek moes leer hoe my liggaam werk. Julle moet onthou, ek kan nie meer piepie op my eie nie. Ek kan nie meer poef op my eie nie. Ek kan nie meer intiem verkeer met my vrou, soos 'n normale man nie. Alles is weg, alles het verander. Ek het in die aande gehuil. Ek het nie soveel deur die dag gehuil nie, maar ek het in die aande gehuil, as ek alleen is. Heilig so, want die eerste maand kon ek net op my rug slaap. En ek het so gehuil uit die trane, dan dammel in my ore op, dat dit letterlik voel ek het nou in 'n swembad geduik. En op een aand lê ek en ek huil en ek sê vir hom, Here, ek het nie gevra om hierdie ongeluk te maak nie. Jy gaan vir my moet sorg. Dit was die gesprek, dit was wat gesê is. Ek het my eerste operasie gehad en ek was my visie om die gebreekte wervels te heg. Daarna het ek nog 3 grootes gehad. Want om een of ander rede trek ek toe die gelukkige nommer en ek wikkel 'n syndroom. Hulle noem dit Syringomyelia, wat baie gevaarlik is en wat as jy dit nie te vinnig optel nie, dan kan ek 'n quadripleeg raak. Dis 'n borrels wat in jou koors opdam en jou senuwees dooddruk. So ek het 3 van hulle operasies gehad, nog na die tyd en nog 'n paar ander, maar hulle was ligte musiek geweest. So ek wil eerste stukkie wat ek vandag vir julle wil sê is, julle moet julle liggame waardeer. Ons vat baie goed. Weet julle dat 95% van die wêreld se mense het een of ander siekte of een of ander kwaal? So as jy hier sit en jy maak keer niks, jy is verskriklik gelukkig. 1 Korintiërs sê vir ons weet nie dat julle liggame wat julle van God ontvang het 'n tempel is van die Heilige Gees in julle en dat julle nie aan julleself behoort nie. Dit is duur gekoop. Jou fisiese liggaam is nie 'n reg nie. Dis 'n voorreg. En jy moet elke dag vir die Here dankie sê vir die voorreg wat jy het. En ek wil vir jou sê, as dit te ver is, los die lift, klim die trappe. As jou bene pyn, dis net 'n herinnering jy het hulle nog in hulle werk. Gaan stap in die see, sit jou voete in die water. Trek jou skoene uit, voel nat gras. Gaan staan met jou kaalvoete in modder, laat die modder so deur jou tone druk. Tel jou vrou op as jy by die huis kom, in jou arms en draai aan die ronde. As jy kinders het, gaan stoei met hulle op die grond. Want daai voorreg sal ek nooit weer hê nie.
So, waardeer jou liggaam wat jy het. Sê vir die Here elke dag dankie. Want jy is nie gegarandeer op hom nie, en jy is nie verseker van dit nie. Ek was 21 jaar oud toe ek begin, eintlik was ek 20, David Tron, dit is vir hom die grootste probleem, dat ek 20 was, toe ek begin professioneel speel het. Hy altyd my gestring gesê, jy was 21, toe sê ek vir hom, jy is 20, toe ek teen jou gespeel het. En die rede hoekom ek 'n kontrak gekry het, is omdat ek sy kop in sy hol gedruk het. En ek was 24 jaar oud toe ek my ongeluk gemaak het. En ek het vir julle vertel van hoe ek die sukses wat ek gehad het op die rugbyveld. En hoe ek hierdie goed gejaag het. Dit was so 'n obsessie by my. En ek was verskriklik selfsugtig. Alles het oor my gegaan. My vrou moes net sorg dat alles moet net reg wees. Die kos moet reg wees en dis sekere kos. En dis die klere moet reg wees. As ek iewers heen moet gaan, alles moet net reg wees. Alles het oor my gegaan. Ek. En 'n vroukie, Sylvia de Kok, het die volgende geskryf: vergeet van die najag van besittings. Dis van die vrug van die gees wat jy bymekaar moet maak. Ek het in hierdie proses, het ek die Here se hand gelos. Want kyk, die Here los ons nooit nie. Ons los hom. En dan hardloop op ons eie paadjie. En toe verloor ek alles. Ek onthou, ek moes my trots sluk. Jy onthou, ek het 'n lekker paycheck gehad in my laaste paar jaar. En ek moes my trots sluk en ek moes vir R2000 'n maand gaan werk by my skool as 'n sportorganiseerder. En ek het intussen begin rugby afrig. En dit is snaaks nie. Ons mense is die weerste spesie. 'n Ou sal dink as 'n ou nou deur dit is, dat 'n ou dan sekere goed sal onthou, dat jy moenie weer verval in dit nie. Maar ek het altyd gedink, al lees ek hy stuk waar die Israeliete so geswerf het vir 40 jaar in die woestyn, en dink ek myself, hoe kan hierdie mense twyfel aan God? Ja, hy gee vir hulle dan manna, hy gee vir hulle kwartels om te eet, hy gee vir hulle water uit 'n rots uit. Hoe kan die mense vergeet van die Here? Maar dit is baie maklik. Ek kan jou waarborg, hier's baie van julle wat jy gaan uitstap en 'n halfuur later nie eintlik veel gaan onthou wat jy gesê het nie. As jy rugby spelers is, definitief. En ek het begin rugby afrig en toe skielik gaan alles weer oor myself. En ek weet nie of dit net maar so is nie, maar afrigters gebruik rugby spelers. Hulle gebruik hulle, want hulle wil ook iewers kom. So hy gebruik hulle. En 'n mate gebruik hulle hom, want hulle wil ook iewers kom. So, miskien is dit 'n mutual verhouding, maar as ek mooi daaroor gaan dink, my intensies was nie suiwer gewees nie. En ek het vir hulle gepreek. En in 'n mate was ek 'n huigelaar. Ek het 'n klomp van die goed wat ek oor hulle gepreek het, ek loop staan aan doen. So, hier sit 'n paar, ek wil vir julle sê, ek is jammer. My intensies was nie altyd reg gewees nie. Ek wil net vir julle terugvat na daai stukkie toe ek in die hospitaal was en ek vir die Here gevra het, jy gaan vir my moet sorg. Ek het in hierdie 24 jaar wat ek 'n parapleeg is, het ek nog nooit 'n tekort gehad nie, nog nooit. Ek het nie oorvloed gehad nie, maar ek het nooit 'n tekort gehad nie, nooit nie. Jy weet, die Here het vir die Israeliete gesorg en hy het vir hulle altyd kos gegee, net genoeg vir 'n dag. Hulle mag ook nooit meer met mekaar gemaak het vir 'n dag nie, net genoeg vir 'n dag. En so het die Here vir my gesorg. Die Here het vir my 'n huis gegee. My bakkie wat hier buite staan het hy vir my gegee, daai bakkie het ook 'n storie. En die Here het vir my 'n ongelooflike werk gegee met 'n ongelooflike baas. So die Here het voorsien aan my behoeftes. Hy het my nie gelos nie. Maar ons moet net onthou, die Here werk op sy tyd. Ek moes 9 jaar wag daarvoor. Ek het vir 9 jaar met my skoonmense in huis gebly. Wat in die begin nie te maklik was nie, maar
Ja. So ons moet onthou die Here werk op sy tyd. Jy bid nie nou en môre dan staan die kar daar nie. Jy bid nie môre dan as jy gesond is. Jy bid nie môre dan jy werk nie. Die Here werk op sy eie tyd. Rolweg 2300 verse in die Bybel gaan oor geld op een of ander manier. En geld word gekoppel aan sukses. En geld word gekoppel aan besittings. Vandag se lewe gaan oor jou CV. Waar was jy op skool? Waar het jy gaan swat? Wat het jy geswat? Waar werk jy? Wat by jy? Waar bly jy? Wat ry jy? Die 3 eis. As jy daai bokse kan aftik, dan jy het gemaak in vandag se lewe. Dan is jy op die kruin. Dan gaan die lewe goed. En dit is vir my, as ek dit sien en as ek dit hoor, ek raak vreeslik hartseer. Want ek was ook so. Ek het dit ook gejaag, net op 'n ander manier. Want as jy daai verloor, wat bly oor? As dit is waarop jy jou lewe bou. Wat bly oor? As jy nou moet doodgaan en jy het jou CV afgetik en jy gaan voor die Here staan, hy gaan nie vir jou daai CV vra nie, daai CV speel nie 'n rol nie. Moeder Teresa het gesê, of nee, ek het altyd, toe ek nou oor hierdie stukkie dink, toe dink ek myself, as dit jou CV is, dan het Moeder Teresa seker groot probleme gehad toe sy dood gegaan het, want sy kon nie een van daai goed aftik nie. Die kerk het so studie gedoen. Hulle sê mense is bereid om eers hulle geld te gee, dan hulle goed, en dan hulle tyd. Dis die 3 goed, dis die volgorde. Want ons wil geld, die eerste 2 is maklik. En hoef ek ons nou nie fisies betrokke te raak met mense nie, want dis effort en dis werk. Julle moet onthou, rugby was my identiteit. Rugby, dit is wie ek was. Dit was my skat in my hart. En die Here wil vandag by julle weet, waar is jou skat? Wat is die goue kal wat jy vir jouself gebou het? Wat jy aanbid? En ou moet eerlik wees hieroor. Matteus sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde waar moed en ros verniel, waar diewe inbreek en steel nie. Niemand kan 2 here dien nie, kan nie God en Mammon dien nie. Ons almal het al hierdie goed gehoor, ek het dit ook, ek was mos ook, my pa het my ook kerk toe gestuur toe ek klein was, ek was ook in die sonnaskool, ou hoor die goed, maar maak het regtig waar 'n effek, maak het regtig waar 'n impak. En ek weet van julle ouens is hierso wat nou vir my gaan sê, weet, daar buite in die wêreld nie, werk dinge anderster, jy moet, dis taaf, ou moet maar dinge op 'n harde manier doen. Ek wil net vir jou sê, wie daar buite is groter as God? Wat daar buite is groter as God? Daar is niks nie. Net dit wat jy maak in jou oë, wat jy dink baie groot is. As ons so suksesvol is, en die dinge val so in plek, en geld rol in, en dit laat 'n ou magtig voel. Maar as ou magtig raak jy mos hoogmoedig ook. En ek wil vir jou vra, hoe praat jy met die gewone ou daar buite? Praat jy met die vroukie agter die kassiere, ou jou kar oppas wat jou lastig val en 'n paar rand soek? Ek het roem en status en geld gejaag, en ek wil vandag vir julle sê, dis 'n illusie. Dis 'n ding wat die wêreld geskep het vir ons om na te jaag. Daar is niks roem daarin nie. Dis eintlik 'n hol leë ding wat ons mense jaag. Ek wil julle die storie van die bakkie vertel. Toe ek hierdie storie gelees het, het dit verskriklik baie dinge in my lewe verander. Maar ek gaan hom nou lees. 'n Ruk gelede vertel 'n dominee my van 'n welvarende boer in sy gemeente wat 'n stokou bakkie ry.
Op 'n dag moedig die boer my aan om vir hom eendag moedig die dominee die boer aan om vir hom 'n nuwe bakkie te koop. Die boer sê toe hy sal dit oorweeg na die volgende oes. Lank na oestyd het hy steeds met sy ou bakkie rondgery. Toe vra die dominee hom nou maar wanneer koop jy dan nou die nuwe bakkie? En hy sê vir die dominee om saam met hom plaas toe te ry. Daar was hy besig om huise vir sy werkers te bou. Toe hulle so na die geboue staan en kyk, sê die boer, hier sien jy uiteindelik my nuwe bakkie. Ek kan nie voor die Here vrede hê as ek 'n nuwe voertuig ry, maar my werkers bly in stukkende huise nie. Daarom het ek met die motor se geld hiervoor gebruik. En toe ek dit lees, toe sê die Here vir my, geld is 'n middel tot 'n doel. Geld is eerstens nie vir selfverryking nie. As jy 'n suksesvolle besig man is, of jy is 'n suksesvolle boer, moet jy onthou dat die Here maak jou suksesvol, sodat jy iets vir ander mense kan beteken. So as jy vandag klaar jou 2 miljoen se kar ry, en jy wil vir jou nog eene koop, voor jy hom koop, gaan kyk net gou-gou in jou familie, is daar iemand wat sukkel? Gaan kyk in jou vriendekring, is daar iemand wat sukkel? En as jy daar iemand kry nie, dan gaan kyk jy na iemand na buite. En as jy nie weet, kan jy vir my kom vra, ek weet van mense wat sukkel. Dan help jy hulle eerste, want jy het genoeg. Hoe ryk is jy as jy voor God staan? Hoe ryk is jy? Ek vra weer, waar is jou skat? En as dit die enigste ding is wat jy vandag hier gaan uitvat, gaan sit net op 'n plek vandag, en wees net eerlik met jouself, en vra jouself af, waar lê jou skat? Want jou skat hoef nie net by geld te lê nie, ons sal nog by die ander goed uitkom. Toe ek hierdie stuk lees, en ek besef hoe goed, want ek is 'n onderskrywer by my werk, so, as jy aansoek vir 'n polis, kom al jou inligting na my toe, so ek weet hoe baie geld is in hierdie dorp rondhardloop, hier's baie geld. En ons kan Windhoek letterlik verander. Hier mense, hier vir meer ou mense te wees wat sukkel nie. Mense te wees wat sukkel en arm is, wat nie kos het nie, wat nie geld het nie, wat nie kan hospitaal toe gaan nie, omdat hy nie 'n mediese fonds het nie. Daar hoef nie meer mense te sukkel nie, as ons net hierdie beginsel kan toepas, om vir ander mense te help. Moeder Teresa het gesê, let no one come to you without leaving better and happier. Die wêreld sê, jou geld moet vir jou werk. Kyk, daai bedryf waar ek is, hoor ek het baie. Maar ek sê vir jou geld moet vir God werk. Right, toe, hy was nou nie maklik is. Nou begin ons met die moeilike goedjies. Hulle spreek, kyk, ja, Salomo het Spreuke geskryf, moes reg, nee, ja. Nou, toe ek hierdie stuk lees, toe sê dit is am ironies, want hoe skryf 'n ou wat 1000 vroue is, die volgende? Hy wat oorspel spleeg is sonder verstand, hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets. Toe ek het lees, denk ek, ja, partykeer moet ou net doen wat jy sê, nie. Hulle sê in die Namibian van 6 Augustus 2023 sê, 1 uit elke mans in Namibië pleeg oorspel. So ons kan nie som maak van hoeveel mense sit hier so. Ek sê nie, ek noem dit met as 'n voorbeeld. 'n Studie op die internet van 6 Augustus 2024 sê dat 80% van jong mans kyk of is verslaaf aan pornografie. Die Satan het vir ons die stryk gestel in ons wêreld. Hy het ons in ons lewe, in ons besighede, het hy ons afhanklik gemaak van tegnologie.
smartphones, rekenaars, tablets. Hy het vir ons al die gereedskap gegee. En al wat hy moet doen is, hy moet net die saadjie kom plant. En dan sit hy terug en kyk wat gebeur. John Dyer het die volgende geskryf. Hy het gesê, technology is the mean by which we transform the world as it is into that which we desire. What we often fail to notice is that it is not only the world that gets transformed by technology. We too are often transformed. Dat tegnologie verander ons ook. Ek dink nie so nie. Salomo het nog 'n skitterende ding geskryf. Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar moet word, want vanuit daaruit ontspring die lewe. Ek weet nie wie van julle ken my vrou Wendy nie. Sy's die beste mens wat ek ken. Ek weet, baie van julle sê het van julle vrouens, miskien sê baie dit nie van julle vrouens, maar ek ken nie 'n beter mens as sy nie. En sy is met my deur hierdie hele ongeluk. Kyk, ou moet een ding onthou, ek het baie goed verloor, maar sy het net so baie verloor, want sy was 25, sy het ook drome en ideale gehad. Nou, en hy is ook so weg. En ek gaan toe, en ek vat 'n mes, en ek gaan steek dit in haar hart, en ek gaan draai hom nog so. En ek het my vrou verneek. Ek het verskeie verhoudings met ander vrouens gehad. In plain Afrikaans, soos wat Tinus Beineveld vir my al gesê het, is, jy het boereer. En ek het haar hart gebreek. Want sy het altyd hierdie helde siening van my gehad, van, ek doen nie, werk so hard, ek oefen so hard, ek het deur hierdie ongeluk gekom, en ek het dit gebreek, en ek het dit verloor, ja. Maar die ergste van alles wat ek gedoen het, ek het 'n saadjie van twyfel binne haar geplant, waarmee sy tot vandag toe nog sukkel, dat sy is nie genoeg nie, sy is nie goed genoeg nie. So ek het Wendy verneek, en ek het gelieg en bedrieg, sonder om te blik en te bloos. Dit was normaal, ek het nie eens gesukkel daarmee nie. Ek het baie mooi reg gekry. En ek het toegelaat dat sonde my heeltemal vul, my hart heeltemal oorgeneem het. En Eksodus 20 sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Dis maar heel nogal reg voor in die Bybel. Ek weet, ek het dit ook al toe klein was gehoor. En ek het verslaaf geraak aan die ding. Ek het verslaaf geraak aan hierdie adrenaline rush, om hierdie vrouens skelm te ontmoet, om vir hulle skelm boodskapies te speel, om te stuur, en om hierdie geheim te hou. Dit is lekker, man. En dit het my manlike ego gesteel. Dit het my laat voel, maar yes, ek is nog steeds 'n man. En ek het in die Bybel vir my nog 'n voorbeeld ook gekry. Koning Dawid was my, hy het met al hierdie goed gedoen. Die Here sê dan, hy is 'n God na sy hart. So verkeerd was ek dan ook gewees. Die Here het mos gesê ek moet die waarheid praat. Ek het hom mooi gevra oor hierdie ene, hy het net gesê, jy gaan die waarheid vertel. Okay, here goes. Een van die ander vrouens was 'n prostituut wat ek op die internet in Suid-Afrika ontmoet het. En kyk, Salomo sê mos, jy raak soos 'n man sonder verstand. Ek wil vir julle hierdie stukkie vertel, want dit is letterlik wat met my gebeur het. Ek verknoop in my gesonde, sondige verstand, knoop ek 'n verhouding met haar aan. Dit dink gou mooi. Wat soek die vrou? Anyway, in my kop, ons het 'n verhouding. En sy sê al die regte goed, doen al die regte goed, sy laat my soos 'n superhero voel. Maar dit kos my elke maand. Elke maand moet ek 'n bedrag betaal. Want dis hoe dit werk.
Sonde het my totaal verblind. Ek kon nie eens sien dat ek stupid is nie. Ek weet, hoe dink jy? Maar sonde het my heeltemal verblind en dit het my omtrent so tussen 200 en 250.000 rand gekos op einde van die dag. Ek en my vrou, dit gaan vreemd klink, maar soos ek praat, lag ons op tyd oor, want om een of ander rede het die duiwel my laat dink ek is 'n miljonair. Ek is skattelik. Ek het nie geld gehad nie, anyway. Okay, Wendy vind toe uit, ons prokureer toe, ons gaan skei, want ek het mos nou 'n ander vrou. En dis lekker man, om in die wêreld te leef. Dis lekker. Daar's mos nie reëls nie. Jy kom ons maak net wat jy wil. Dis is lekker. Maar ek het moet een ding het ek nie reken gehou nie, dis God. God het 'n manier, al is jy heel aan die verkeerde kant, hy los jou nie. Hy karring nie aan jou. Jesaja 43 sê, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Aan my behoort jy. En daar wil Wendy nie skei nie. Sy wil nie skei nie. Om watter rede op daai stadium kon ek nie verstaan nie. En nou moet julle weet, ons bly altyd saam in een huis. Sy het my getempteer. Elke oggend. Dan stap sy en sê sy my, ek is lief vir jou. Sê ek gaan nie lief vir jou nie. Gaan nie. Maar wat ek vir julle kan sê vandag is, en dis 'n storie op sy eie, maar dis nie my storie, dis haar storie. Ons is vandag nog steeds getroud, en ons is baie gelukkig, maar dit het baie genade gevat van die Here af, en baie vergifnis van haar kant af. En dit was 'n lang en 'n moeilike proses geweest, maar ek gaan nie verder daaroor ingaan nie, want dis haar storie, dis nie my storie nie. En ek weet, ons sit hierso, en hierdie is nie 'n lekker onderwerp vir ons mans om oor te praat nie. Ons vee die ding onder die mat in, ons praat nie oor die ding nie. Kyk, ek het in baie rugbyspanne gespeel, en ek het baie spelers afgerig. So, God sien en God weet alles. God weet wat in jou hart is. Jy mag miskien hierdie mooi front, want dis wat ek gedoen het, hierdie mooi front voorhou vir ander mense, want dis beter dat ander mense dink ek is goed, en dis okay dat God dink die sleg weet. Dis alright. Dis 'n groot fout om te maak, en dis 'n groot sonde om te doen. En ons almal hou fronte voor. In Genesis 2 skryf die boom van die lewe was in die middel van die tuin. En dit was ook die boom van kennis van goed en kwaad. 3 goed. Tegnologie. Daai wat ons hierdie kennis gekry het om hierdie goed uit te dink en te bou. Dink jy ons was veronderstel om so slim te wees nie? Want ons kan nie dit hanteer nie. Jou foon, jou rekenaar is 'n highway vir sonde. Soos die boom van goed, kennis en kwaad. Is jy besig met pornografie? Chat jy met 'n ander vrou wat nie jou vrou is nie? Hou jy skelm geheimpies? Het jy gegaan en het jy daai appel gepluk van daai boom en het jy hom geëet? Al wat ek vandag vir jou vra is, jy stap, wees net eerlik met jouself. En as ons eerlik met onsself is, kan ons die probleme aanspreek. Maar nie vir jouself lieg nie. Die Here skryf in Genesis, die Here sê, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat, 'n man sy vrou verbind en hulle sal een vlees word. Hebreërs 15 skryf, die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal hoereerders en egbrekers
veroordeel. As jy vandag hier sit en jy is besig met hierdie goed, sê ek vir jou stop. Dis alles 'n leuen. Ek was daar. Daar's niks aan die ander kant nie. Daar's niks. Inteendeel, die Here, die Satan gaan vir jou veretter as jy daar bly. Want weet wat, hy gaan jou aankla. En hoe meer hy jou aankla, hoe meer gaan jy in 'n stryd kom. En as jy in 'n stryd is, gaan jy of heeltemal verdrink met wat jy besig is, of jy gaan selfmoord pleeg, een van die twee. Die Here wil vandag vir jou sê, sy genade is groter as wat ons ooit kan begryp. So stop en draai terug na hom toe, want weet wat, hy staan en wag vir jou. Hy wag vir jou, sonder oordeel. Bely dit net, kom terug na die Here toe, en vat net weer sy hand. En as jy hier sit, en jy dink, jy gaan nooit dit doen nie, pas op. Want as jy sê, jy gaan dit nooit doen nie, gaan jy nie waaksaam wees nie. En voor jou kan kry, dan sit jy, en as jy besig met verkeerde goed. So ek vra vandag vir jou, net as jy hier klaar is, en jy gaan huis toe, of jy kom vanmiddag, namiddag by die huis, gaan na jou vrou toe, tel haar op in jou arms, kyk haar in haar oë, en sê vir haar, jy is lief vir haar, en sy is genoeg vir jou. En weet wat, jy het haar gekies. Sy is nie 'n kar wat jy gekoop het, en later kan gaan inruil nie. Jy het haar gekies. So wees lief vir haar. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie ly 8% van die wêreld se populasie aan depressie of angstigheid. Dit is ongeveer 640 miljoen mense. 1900 mense pleeg elke dag selfmoord wêreldwyd. In Namibië pleeg 1 persoon elke dag selfmoord. Een van my kollegas het hierdie week selfmoord gepleeg. Ongelooflike ouetjie. Sagaard, die mooiste persoonlikheid. Toe ek na my ongeluk 4 maande in die hospitaal was, het ek die voorreg, of ek het die reg gehad om 'n sielkundige gesien wat in die hospitaal gebly het. En ek het gesê, ek gaan nie die sielkundige sien nie, ek het my rug gebreek, my kop, my keer niks. Groot fout. Groot fout. Ek was in my lewe al 6 keer amper dood. 3 keer selfmoord. 2002, polse probeer sny. Dit is nie 'n goeie grapjie om te maak nie, maar ek het altyd myself gesê, as ek nou eendag 'n boek moet skryf oor ouens, hoe jy wil selfmoord pleeg, maak seker die messe skerp, nie 'n stomp een vat nie. In 2010, ek het 100 morfienpille gedrink. Toe klim ek in my kar, toe ry ek die Koenverbergpad, en ek probeer my kar omgooi. En ek kon nie my kar omgooi nie, en ek weet nie hoe ek by die huis gekom nie, en ek was vir 3 dae, het ek geslaap. Ek het daarna wakker geword. En die derde keer was in 13 Oktober, kom ek sê net die ding aan, gaan boek ek my in 'n gastehuis in, en ek gaan koop vir my 1 liter antivries, en 'n 2 liter Coke. En, toe hou ek in die duiwelpartytjie, mense. Die ander keer wat ek amper dood was met my ongeluk gewees. Die ander ene is die weirdste storie. Hy sal seker nou aangaan.
was ek gaan ry agter by my huis en my rolstoel se voorste kastertjie se bering slat. In die stoel stop skielik en hy skiet my vooroor en ek lê op die grond, maar ek het vir my elektriese heininge ingesit wat reg afhardloop. En ek sê vir myself, okay, onnodig hierdie, maar okay, kom ons klim net op die stoel en ons gaan nie 'n ding maak nie. Ek word wakker in die hospitaal, ons is besig of in 'n ambulans en ek is flip. Waarheen is ek op pad? Ek het myself toe van my rolstoel toe ek opstaan, toe val ek terug en ek val teen die elektriese heining en ek kap my kop teen die priekaspaal. Dis die bloed wat daar gelê het. En toe begin ek sjok. Daar is my kop wat ek teen die paal oopgekap het. En ek lê toe vir 'n halfuur in sjok in die elektriese drade tot my vrou op my afkom. En sy die ambulans bel. En ek het brandwonde op my rug gehad. Soos ek geskok het my hande gegrawe op die pywers. Ek het my naels weggegrawe en my punte stukkend gegrawe en die dokter het vir haar gesê as sy letterlik 10 minute later by die huis opgedaag het, sou ek dit nie gemaak het nie. Ek net vir julle wys die antifreeze storie. Dis hoe ek gelyk het na hom. Ek wys dit vir julle want baie keer dink 'n ander ou vertel maar net 'n storie, maar was hy nou regtig waar daardeur? Ek is in 2010 gediagnoseer as bipolêr. Dis nou na my 100 pille morfine. En toe ek in 2016 nou daar by die gastehuis ingeboek het, toe is ek in die Here daar, of toe kyk, toe klaar die Satan my aan, oor al hierdie goed van my, hoe kan ek my vrou verneek, hoe kan ek so ondankbaar wees, hoe kan ek al hierdie goed doen, jy is useless, jy is sleg, jy sal nie hemel toe gaan nie, maak 'n einde, kry net hierdie marteling op aarding verby en ons kan aanbeweeg. En ek sal nooit vergeet nie, voor ek my bewussyn verloor het, toe sê ek, en ek dink Tinus, ek het vir jou die boodskap gestuur as ek reg is, of vir wen ek nou nie, as ek môre wakker word, dan is daar God. As jy wakker word hier, dan is dit nou maar so. Ek het 4 dae later, toe word ek wakker in die hospitaal. Ek het 3 stelle dialyse gehad om al daai gif uit my lyf uit te trek. Die dokters het gesê my binnegoed behoort alles stukkend te wees, want as jy hy enorm klomp antifreeze in jou drink, kan jou maag en jou slukdarm so goed kan nie heel wees nie. Ek is 2 weke later ontslaan en ek het huis toe gegaan. Daar was niks fout gewees nie. Maar ek sal nie sê ek is 'n depressie leier nie. Ek dink ek kry party dae wat ek net depressief voel. Want ek raak moeg. Wie van julle, ek dink iemand sal sy hand opsteekie, maar was hulle in die hospitaal en moes 'n kateter ingesit word en ek neem aan dit vir 'n gewone ou wat kan voel, is dit nie lekker nie. Dis hoe ek elke dag my blaas leeg maak is met 'n kateter wat ek self insit en self uithaal. Ek raak moeg om deur 'n pyp te piepie, man. Ek raak moeg om 'n party dae in my broek te skyt. Dit is nie lekker nie. Ek raak moeg vir sukkel. As ek by 'n trap is demoraliserend as jy by hom. Een is alright, maar 2 is 'n uitdaging. Dit raak moeilik.
en ek raak moeg vir pyn. Ek het soos ek hier sit, ek het elke dag het ek pyn. Pynpille help, maar party dae help hulle nie. En ek raak moeg vir selfverwyd. Want die feit dat ek in 'n rolstoel sit is my eie skuld. 2 dae voor ek plaas, 'n week voor ek plaas toe gery het my ma gebel en met Wendy gepraat en gesê, sê vir Dani, hy moenie plaas toe ry nie. Ek het gedroom hy maak 'n ongeluk, hy moenie plaas toe ry nie. Die dag voor ek plaas toe ry, toe sê Wendy vir my, sy het dieselfde ding gehad, jy moenie plaas toe ry nie. En ek het gesê ek sal. Want dit is tog nonsens hierdie. Die Here het my actually 2 keer gewaarsku. Het nie geluister nie. En ek verwyd myself hoor, want weet wat, ek het nie net my lewe geaffekteer daarmee nie, ek het 'n klomp ander mense se lewe geaffekteer daarmee. So ek is moeg vir my eie dom keuses, want hoeveel ek agterkom, ek het 'n redelike paar dom keuses in my lewe gemaak. Hierdie jaar was die 6de keer wat ek amper dood was. Ek het hierdie jaar vreeslik gesukkel met my gesondheid. Ek het vreeslik koors gehad. Ek het elke nag so 9 uur gekom, en dan los hy my so 3-4 uur die oggend. En een nag, toe ek weer hierdie koors, en ek is so half in 'n beswyming, en ek voel letterlik, ek is besig om dood te gaan. Ek sê nogal vir die Here, Here vergewe al my sondes, al wat ek gedoen het, Here, die Here sê vir my, hoorie, dit werk nie so nie, jy kan nie nou dit sê nie, ek soek jou hart, ek soek jy hierdie flitsgebedjie voor jy wil doodgaan, en dan, want ding wat my opkom as die ou wat in die kruis gehang het, lang Jesus, ek dink, hy het ook 'n skietgebed gesê, hoorie, Here, dink aan my, as jy in die hemel is, en toe die Here gesê, okay, jy gaan saam, toe dog ek, okay, ek kan hierdie netjie ook skiet, miskien sal dit werk, maar hy sê toe, werk nie so nie. En ek hoor 'n stem, en die stem het ek al baie gehoor, hy sê vir my, Dani, ek wag vir jou, en toe ek kry, toe weet ek, dis alweer hy. En toe sê 'n ander stem hier aan die ander kant, hy sê toe vir my, Dani, is nog nie jou tyd nie. Ons het nog 'n paar ander goed gesê, maar dis tussen my en die Here, en ons is hospitaal toe, ek was 7 dae in, ontslaan, toe weer 7 dae, hulle het my gepomp moet, ek het probeer tel, ek en Wendy, ek dink ons het by in die 70 dosisse antibiotika, wat ek in daai tyd deur is, het hulle in my ingepomp, maar eventually het ons die ding dood gekry, en ek het toe weer gesond geword. Party dae kom kuier hy, ek noem hom die donker skare weer, ander ouens noem hom die duiwel, of die Satan, hy het verskillende name, party dae kom kuier hy nog steeds vir my, en al wat ek kan nie, as jy hier sit en jy sukkel ook met depressie, of jy voel ook party dae, die lewe is nie vir jou nie, en jy wil iets anders daaromtrent doen. Ek kan nie vir jou antwoorde gee, ek kan nie vir jou die oplossing gee nie. Ek dink is 'n keuse. Ek word baie oggende wakker, dan is dit soos is nog 'n dag. En daar is baie dae wat ek nie wil opstaan nie. En dan staan ek op, en ek het dit onlangs eers besef, ek het dit raak gelees, want elke dag is 'n dag van die Here. Die Here maak elke dag, maak hy. En hy gee vir jou 'n geleentheid om te leef. En ek moes leer om my lewe uit dankbaarheid te leef. Uit genade en dankbaarheid vir die Here. En dit is 'n keuse wat ek moes maak elke oggend. En ek het my begin volmaak met dinge van die Here, geestelike boeke. Ek doen nou 'n Bybelskool van Ekerk. En om elke oggend reg te begin. In my opinie, as jy nie jou dag reg begin nie, want jy moet letterlik jou wapenuitrusting elke dag aantrek nie. Jy trek hom nie een keer aan, en dan jol jy vir die volgende 50 jaar nie. Jy trek hom elke dag aan, elke dag 'n keuse. Begin jou dag reg, begin jou dag met die Here, en sluit hom reg af ook. Want ou weet jy wat in die nag gebeur nie.
Stefan Joubert het 'n ding geskryf, hy het gesê, die geheim is om godwaarts te bly groei, en nie selfwaarts nie. Ons kan nie net vir onsself lewe nie. As jy dit wil doen, gaan jy jou gat sien, ek sê dit nou vir jou. Ek doen nie, ja. So, en as jy sukkel, en jy wil met iemand praat, bel my. Want ek was daar deur, ek weet hoe, ek sal nie sê ek is 'n kenner op nie, ek het dit, seker ouens probeer dit baie meer, ek het 3 op my kerfstok, ek het so bietjie ondervinding oor dit. Die grootste ding is as jy dit voel, praat net op daai oomblik wat jy dit voel met iemand. Moenie dink jy gaan dit self uitsorteer nie. Praat net met iemand. Moenie dit los nie. Okay, almal wonder seker oor hierdie. Dis die moeilikste stuk. Almal wonder seker oor die foto. Kyk, hou het baie verloor. Okay. Haar naam is Alika. Ek gaan hierdie liedjie gaan verduidelik, wie is Alika. Darling, I know we talked about it one too many times, how there was something missing in our lives, a little life. So we tried, it was more than just a twinkle in your eye, but some things you just don't get to decide. At least we tried. The first casualty of life is the plan. When I look back, I'm not even sure that we were thinking. Somewhere she's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. We had it all and then we lost the girl that never was. If I could say a million words to take away the pain, what kills me is you're trying to take the blame. You're not to blame. I'll never say I told you so. Sad I thought the worst. Tried drowning you in happiness, I only make it worse. We never should have picked a name, cause now she has a face, and now no matter what we do, no one will take her place. Somewhere she's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. We had it all and then we lost the girl that never was. I know we'll never know you. I know we'll never hold you. I never got to show you my love. 'Cause somewhere you're probably dancing with your blonde hair falling like ribbons on your shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. Okay, Alika. Dis 'n naam wat ek en my vrou nie eintlik in ons huis noem nie, alhoewel een van ons passwords
is Alika. Maar sy is elke dag in ons gedagtes. Dis 'n wond hierdie wat, ek gaan nie sommer weggaan nie. Dis 'n wond na verlange. Wendy het swanger geraak met Alika in 20 April in 2010 toe verloor is haar met 'n miskraam. Dit was ons 4de IVF gewees. As jy parapleeg is, begin jy spermkwaliteit verleer 72 uur na jou ongeluk. En dit raak al moeiliker. Kom ek sê vir julle, kom is dit so moeilik vir my. Ek het hom nooit gesien nie. En so kom ek kan nooit, as ek aan haar dink, sien ek daai prentjie, maar kan nie, ek weet hoe lyk sy oulike gesiggie. Ek hoop sy lyk soos 'n ma nie, soos 'n pa nie. Want deur my selfsugtige keuses het ek my vrou ontneem om 'n kind te hê. My keuses. Die Here het vir my en Wendy geseën met 3 pragtige peetkinders. En ons is vir hulle verskriklik lief. En ons is ewig dankbaar, Rian, dat jy en Linda ons toelaat om deel te wees van hulle lewens. Maar hulle sal nooit ons in wees nie. Ek weer kort van Tonner gaan dink voor hy kan nie gedigte skryf nie, maar ons kan. Ek het 'n gedig geskryf vir Alika. Alika, jy lyk so vry as jy dans en in die ronde draai. Met jou hare so mooi donkerblond. As ek so na jou kyk, kry ek in my hart 'n wond. Want ek kan nie jou mooi gesig sien. Want jy is my mooie meisie wat ek nooit sal sien. Maar ek en jou mamma sal jou nooit vergeet. Ons mooie meisie wat nooit was. Ek sien jou dans met jou mooi wit rokkie, kaalvoet in die lang gras. Soms sien ek jou stap en my hart raak seer. Want ek kan sien wat jy sou wees, maar nou nooit sal wees. Die huis is leeg. Geen dogterlaggie of kraai van plesier. Niemand wat by my kom sit en vra hoekom dit en nie dit. Maar die meeste wat ek mis, Alika, is jou stemmetjie, wat my pappa noem. Want dis een woord wat ek en my vrou nooit sal hoor hê, en dis dat iemand ons gaan pappa en mamma noem. So, die tweede ding wat ek jou vra vandag, as jy by die huis kom, nadat jy jou vrou gesoen het, en vir haar gesê het, jy is vir haar baie lief, en sy is joune, gaan na jou kinders toe, vat hulle in jou arms, druk hulle, en sê vir hulle, jy is lief vir hulle. As hulle al oud is in die huis is, dan bel jy hulle daai tyd, moet nie uitstel nie. Ek het my gat amper gesien moet uitstel. Bel hulle daai tyd en sê vir hulle, jy is lief vir hulle. En waardeer hulle. Al maak hulle jou partykeer hoe kwaad, al stel hulle jou partykeer hoe te leer. Ja, ek sal uit 'n leerstelling vat, enige tyd van die dag. Maar ek sal nooit daai voorreg hê nie, nooit nie. So waardeer hulle, want weet wat, hulle is geskenk van God. Jy is nie geregtig op hulle nie. Ons is niks in hierdie lewe geregtig nie. Alles is genade. Alles. Ek is nou basies amper klaar. Ek net hierdie een ding wat ek raak gelees het. To accept one's past, one's history is not the same as drowning in it. It's learning how to use it. En ek hoop dat dit wat ek deur is in my lewe, ek hoop jy besef hoe waardevol en hoe bly en gelukkig moet jy wees as jy 'n goeie gesondheid het. En dat jy nie geregtig daarop is nie.
Ek hoop as jy vandag hier uitstap, gaan ondersoek jou hart, en kyk waar lê jou skat kan net by die Here lê, by niks anders nie. Los die gejaag, raak net bietjie rustig, en praat met die Here, dat hy vir jou kan help, om van jou goue kal wat jy vir jou gebou het, om daar uit te kom. As jy aan depressie ly, besef net, jy is nie alleen nie, want dit is een ding wat die Satan doen. Hy laat jou voel, jy is die alleenste mens op die aarde, en jy is die slegste mens op die aarde, en daar is geen meer hoop vir jou nie, daar is geen meer uitkoms vir jou omstandighede nie. Besef net, dis alleen. Die Here los ons nooit nie. En die ander ding as jy uitgaan, waardeer jou vrou. Ons mans is, ek kan nie die woord gebruik, wat ek wil gebruik nie. Ons is blikslaers, kom ons gebruik die mooi Afrikaanse woord. Ons is blikslaers. Ons is tyker bitterhard met ons vrouens. Waardeer jou vrou. Onthou net, jy het haar gejag, want jy het haar gesien. Jy het haar gejag, jy het haar hof gemaak. Jy het haar gekies, jy het haar gevat, so sy is joune. Pas haar op. Ek sê altyd, ek nou vir my skoonpa gesê, mans is gemaak, ons is daai normale Hilux bakkies, draai nog die venster op, daar is niks vir. Toe maak die Here hierdie fancy Land Rover met al die sensors en al die knoppies en al die goed. Jy weet, dis die verskil tussen 'n man en 'n vrou. Ons is standard Hilux, vrouens, nuwe Land Rover Defender, al hierdie sensors, knoppietjies. En die ander ding is, as jy kinders het vandag, besef net hoe ongelooflik gelukkig jy is. Want daar is baie mense, en as jy nie kan kinders hê nie, om een of ander rede, loop jy ander mense raak, wat ook nie kan kinders hê nie. Daar is baie mense, in die dorp, wat nie kan kinders hê nie. So wees lief vir jou kinders, en waardeer hulle. En ek wil net afsluit deur te sê dat, my lewe is net genade, van bo. As dit nie vir die Here was ek eerstens nie vandag hier nie. Was ek nie getroud gewees nie. So, ek wil net vir die Here vandag sê, ek is ongelooflik dankbaar vir sy genade en sy barmhartigheid in my lewe. En dan wil ek net vir julle sê, baie dankie dat julle hier was. Ek hoop, die Here kon vandag, deur my vir jou iets sê. En dan, net die laaste ding, môremiddag 5:00, ons hoop maar die bokke maak het. Julle moet 'n heerlike dag hê. Dankie, Tinus.